ons ou lidmate, Michael en Delaney, julle dat almal volgende welkom sê, ons net graag weer. En asseblief dra ons Christelike groete ook daaroor in Afrikaans in Amerika, en ek dink hulle sal weet waaroor dit gaan. Maar het is lekker om julle te sien. En ja, dit is my baie lekker, dan nie Dominee, maar net, jy moet ook gou staan. Jy moet staan hoor. Ja, dit is nou, leraar Japie wat langs my staan se baas. Soos julle gewonder het. Dankie Mariette. Dit is lekker om hulle ook volgende hier so te verwelkom. Toe ek eerste jaar was, ons is ou Louis was ook saam met ons daar op Helderberg. Ons praat nou buite, dit is eintlik 'n baie lekker tyd. Maar toe ek in eerste jaar was my buurman, wat in 4de jaar was, my senior. Die helfte van die grootte. Ja, ons albei was die helfte van die grootte. Dis voor ons die duiwe begin eet het. Ja. Maar, en van daar af het ek en Japie baie goeie vriende geword. Ek vat een aand ook, onthou ek kom uit 'n tegniese hoërskool uit, dit was nou 1989, as ek daar op Helder eerste jaar, ek weet nie eers waar my komputer aan te sit nie. En daai tyd het jy woordverwerkers gekry, so die teologie fakulteit het 2 gekry, ons het nog met stiffies, weet julle wat 'n stiffie? 386, daar's hy. Ek weet nie eens of dat is nog nie eens 'n 386 gewees nie. Oh, ek weet nie eens, is so groot, lyk soos 'n ja, papier ding. Daai was nog 'n floppy geweest. Ja, floppy. Jy start hom met die een en jy werk met die ander een. Ek mos nou nie, dan gaan ons uit. Paraffin. Jy weet wat 'n floppy, né? Ja, okay. Maar in elk geval, ja, so dit was baie Grieks en ek moes 'n taak tik en jy moes nou 'n slot boek want daar's net 2 komputers om. En ek dink dit was hierso 12:15, 12:30 die oggend, toe's alles net weg. Tjoep. So jy het jou een floppy gehad waar jy goed op stoor en die ander een was jou operating system. Ja, daar's hy. En dit nog met DOS. DOS, ja. In elk geval. En ek is moedeloos want ek moet die ding soos dit gewoonlik gaan doen, net mos aan voor die tyd, ek moet die taak inhandig. En ek stap kamer toe en ek sien Japie se lig brand nog. En Japie kom, ek dink ons het seker tot die 2-3 die oggend help hy my om dit klaar te maak. En dit was nie uitsonderlike iets nie. Dit is wie hy is. Ek het ook die voorreg gehad om saam met hom ook al op 'n kansel te staan, maar dit was toe hulle getrou het. Stout. Nie te veel van my vertel nie. Dis die probleem natuurlik, né? As jou vriende voor mense praat, dan kan jy geen beheer oor hom nie en hy vertel vir jou goed wat jy nog van jouself vergeet het. Ek het dan nog so 'n paar minute oor. Nee, ons wil net eintlik wat ek wil sê is ek dank die Here vir mense soos hulle in mense lewe wat baie vir mense beteken het. Japie was ook voltyds in bediening. Toe het hy verder gaan studeer en hier het hom weer teruggeroep. So is eintlik advokaatstrydom en op die stadium het gesê jy's in 'n kapasiteit by die konferensie. Ek is die regsadviseur van die konferensie en ook die trust en ja, regsdienste direkteur. En ons moet asseblief hulle opdra in gebed. Dit is nie maklike werke daar nie. Daar's baie teenkant en baie die duiwel val baie aan ook. So asseblief kom ons dink aan ons werkers elke dag in ons gebede. En Japie, baie dankie dat jy vandag saam met ons is en dis is 'n groot eer. Ja, baie dankie. Ek wil ook baie dankie dat julle my genooi het en ook net sê van die konferensie se kant af, die president en die amptenare stuur hulle seënwense en hulle het ook gesê ek moet dankie sê vir julle. Ek sien julle het groot mandjies wat geld insamel. Ons sê baie dankie daarvoor dat julle getroue tiende betalers is en mag die Here elkeen van u seën terwyl hy homself in die koninkryk bedien. Nou as ek sien daar het hulle al klaar die goed agteraan gesit. Ek moet seker nou hierdie verskoon my, ek is 'n bietjie tegnologies gestrem. Ek het gedink om die tablet wat ek onlangs gekry het te gebruik, maar my lese is papier is geduldig en ek kan dalk net my plek verloor in daai masjien en dan kan ek dit nie weer kry nie. So met u vergunning gaan ek nie van daai dokument af werk nie, maar ek gaan op hierdie, as ek hierdie ding reg kry, kom ons kyk net of hy werk. Daar gaan hy. En dit is die skriftuurlesing wat ons vanmôre gehad het. En die kernvraag wat ek vanmôre na u adres toe wil bring, en ek tot 'n groot mate is ek seker besig om dadels aan te dra na Egipte toe.
Die kernvraag is, wat beteken dit om 'n disipel van Jesus te wees? Jy weet, daar's 'n geweldig in die samelewing, nou nie by ons adres noodwendig nie, maar daar's 'n geweldige groot mate van verwarring oor hierdie onderwerp in die samelewing. Baie mense gee hulle self uit as Christene, veral op die sensuslyse, en dan as jy hulle nou werklik ondersoek, dan is dit maar net 'n kultuuraspek wat hulle aanhang. So hulle is kultuurchristene. En die probleem wat jy daarmee kry, is dat mense eenvoudig net na die kerk toe kom, soos ons in die ou dae gesê het, in die hervormde tradisie. Ons sien mense by die doop van die kinders, en dan natuurlik by die troues, en die laaste rus by die begrafnis. En verder maak mense soos hy wil. Maar kom ons kyk net na 'n paar ander voorbeelde wat u natuurlik mag opgeval het. Wie van u het al gehoor van Jim Jones? Waar hy Jonestown begin, hier in die laat 50er jare, toe trek hy weg en hy begin sy People's Temple Church. People Temple Church, ja. In elk geval, op 18 November 1979 dwing hy sy hele gemeente om sianiet te neem. Party vat dit vrywillig, ander het so 'n bietjie op geweerpunt, en daar is op daai dag 918 mense dood. En sy teologie was 'n gebruikelike hervormde teologie. As jy doodgaan, gaan jy hemel toe. So kom ons verhaas net hierdie proses en ons is vinniger by die Here. En mense sluk daai goed, en jy kan nie eintlik nie glo nie, dis sataniese goed. Dit is nou wat in Amerika gebeur het. So ek is jammer broer Michael, as ek nou Amerikaanse goedjies hier aanhaal. Ek moet net genoeg plek hier kry. Ek sal my vergun as ek die Bybel net so terugsit hier agter. Ek gaan nie van hom af weg beweeg nie, maar ek het meeste van my notas hier, en ek sien hier is notas geskryf. Ek weet nie of dit vir my geskryf is nie. Ek neem aan, is nie my notas daarin nie. So die volgende voorbeeld wat ek vir u wil noem, met u in hierdie voorbeeld mag dalk bietjie nader aan u adres staan, want dit is so bietjie meer adventisties. Wie van u het gehoor van 'n man met die naam van Vernal Hell? Hy het sy naam so 'n bietjie verander en hy het homself David Koresh genoem. En die gebeure het afgestig of gebeur daar by 'n plek met die naam van Berg Karmel. Hulle het dit Sion genoem in Waco, Texas. En hy het homself gesien as die wat? Koresh. En hy het homself David Koresh genoem. David, afstammeling van koning David, en hy maak sy mense wys dat die Here die einde is op pad. Klink baie mooi boodskap, apokaliptiek. Hy lewe in daai wêreld, en ek het amper gedink toe ek die eerste keer van hom hoor, die man en ek het ergens dieselfde gedagte gehad. Wie van u het strewers gedoen toe ek jonger jare was? En hulle het ons vertel dat die strewers in die jonger jare, die een van die redes is, as die tyd van die einde hier is, dan gaan dit ons nou help. Nee, al die goed wat jy leer van veldkunste, Leon kan jy nog onthou, en swem, en leer jy watter vrugte om te eet, en toe ek 'n draai in die weermag gemaak het, toe kom ek agter, man, dit is nou stories hierdie, jy kan nie vir 'n helikopter weghardloop nie. En hulle het deesdae allerlei toerustings, man, hulle kan nie deur die dakke sien hoeveel mense hier binnekant is. En as hulle mooi kyk, kan hulle tot ons gesigsuitdrukking sien en wie ons is. Jy gaan nie vir hulle weghardloop nie. As die Here jou nie beskerm nie, as die tyd van die einde, jou voorbereiding, jou vlug na die berge toe, dis stories. Die enigste een wat jou gaan beskerm is die Here, maar hier is hierdie man, David Koresh, en hy kry sy klompie mense bymekaar, en hulle kry wapens bymekaar, en hulle gaan nie dat die einde van tyd se mense hulle gaan opwerk nie, en hulle val daar vas, 50 dae, 76 mans, vroue en kinders is dood. En hierdie beweging het natuurlik die Adventiste Kerk baie skade aangedoen, want hulle was 'n afstigting van die Adventiste Kerk af. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat beteken dit om werklik 'n disipel van Jesus Christus te wees? Nou, soos ek gesê het, ek dra dadels aan hier na Egipte toe,
En ek wil hê jy moet kyk of jy hierdie 7 punte kan vinnig memoriseer. Ek gaan dit vir u noem op my hand. As u 'n disipel van Jesus Christus is die eerste ding wat u moet doen, u moet bereid wees om die vrou, kinders, pa, ma en uself te haat. Dis die eerste punt. Die tweede een, jy moet bereid wees om die kruis te dra. Jy moet die kruis kan dra. En die derde een is jy moet die koste gaan loop bereken. Wat gaan hierdie oefening van u vra? En dan is die vierde een, jy moet bereid wees om al die besittings te gaan loop weggee. Nou, die vyfde en die sesde loop so 'n bietjie by mekaar saam en dit sê Jesus Christus moet deel van jou DNA word. Dit klink nou makliker as daai eerste een wat vloek is, né? En die laaste een is 'n disipel met disippels loop maak. Nou ek wil hê ons moet vlugtig na hierdie oefening kyk vanoggend, hierdie gedeelte, en ek gaan nie te veel van die tyd op beslag neem nie. So dan het my geleer destyds toe ek so 'n bietjie homiletiek gedoen het, 15 minute is ons konsentrasie. So kyk of jy by my kan bly. So die eerste een, daar's ons vertrekpunt en ons kry dit in Lukas 14 vers 26. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader, sy moeder, sy vrou, sy kinders en sy broers en susters, ja ook homself nie en sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Daardie woord wat daar gebruik word in die Grieks is kyk nou net of ons hom daar kry. Miskien het ek nou te vinnig gegaan. Kom ons kyk na die woord haat se definisie voor ons na daai Griekse woord toe gaan. Haat is natuurlik 'n diep afkeer wat ons in iemand het, 'n gevoel van afskuw en vyandskap. So hierdie is die eerste vereiste, die Griekse woord wat hier gebruik word, en ek wil hê jy moet kyk of jy dit nie as 'n vloekwoord kan aanskaf nie. My ma het vir my gesê, veral toe ek uit die weermag uitkom, weet Dr. Dennis het vanoggend gesê, jy weet, as jy nou geknyp word, en dan kom al daai duiwels uit en die woorde kom sommer so outomaties uit sonder dat jy daaraan dink. En dan die PDF taal was nou gereeld. Dis my ma vir my op 'n stadium, man, jy het nou Hebreëus en Grieks. Ek sê daai Grieks tweede jaar, Hebreëus eerste en Latyn. Ek sê is net regs Latyn. Nou dink een van daai vloekwoorde uit. Nou hier's 'n mooi vloekwoord, Mesheu. Sê dit 'n bietjie. So as die taxi voor jy inry, dan sê jy, Mesheu. En dis haat wat gepaard gaan met afskuw. So hier sê Jesus, daar staan dit, hy sê dis 'n vereiste daar in Lukas 14, sê hy, die eerste vereiste is, jy moet jou vader, moeder, kinders, vrou, broer, jy moet hulle Mesheu, jy moet hulle haat. Nou, ons kan hierdie ding, dit kan nie so erg wees nie, miskien bedoel dit net, ek moet nie meer vir my vrou koffie in die môre vat nie. En beskuit nie, want dit maak net krummel, sulke goede, né? Of het Jesus nie ook loop sê dat ek my naaste moet lief hê soos myself nie? Hy het nie gesê ek moet hom haat soos ek myself haat nie. So ons moet meer sin maak uit hierdie oefening uit, en die mense wat hierna geluister het, en ek wil hê jy moet net daar gaan vassteek, want ons gaan na 2 gedeeltes kyk. Wanneer ons kyk na Johannes 6, sal jy sien daar was 'n groot skare wat Jesus gevoed het. Hoeveel was daar? Hulle het gesê daar was ongeveer 5000 mans. Maar die skare was baie groter. En hier, terwyl Jesus hier in Lukas 14 gee, maak Johannes, Lukas die skrywer, 'n groot gewag daarvan, dat daar 'n groot skare is. So, ek wil jouself hê, moet jouself indink dat u deel van daardie skare is met wie Jesus vanoggend praat. En hy sê as te ware daar vir u daai eerste vereiste, Mesheu. Nou ons moet hierdie ding vir onsself loop uitmaak, en as ons kyk na, ek wonder of ek dit op die skyfie gesit het. Ja, Matteus help ons so 'n bietjie, want dit is 'n soortgelyke gedeelte wat dit verhaal. En dit sê in Matteus, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Hier is die punt. Enige iets wat in kompetisie staan met u verhouding met Jesus Christus, moet u Mesheu haat met afskuw. Daar mag niks tussen u en u verhouding met Jesus Christus staan nie. As daar enige iets is wat in kompetisie is, dan vereis Jesus as 'n sogenaamde sine qua non. Miskien moet ek gou kyk hoeveel regsgeleerdes is hier by ons. Wat is 'n condictio sine qua non?
Kan jy nog onthou uit die dae uit? Dis 'n onvoorwaardelike voorwaarde. Sonder hierdie voorwaarde kan die ding nie gebeur nie. So Jesus sê is 'n onvoorwaardelike voorwaarde dat enige iets wat in kompetisie is met u verhouding met hom, u moet haat met afskie. As u dit nie doen nie, dan kan u nie verhouding met hom hê nie. En kom ons kyk nou, ons gaan na die tweede vereiste toe. Daar is die vereiste wat ek nou gesê het. Die tweede vereiste vind ons natuurlik in Lukas 14 vers 27, jy moet jou kruis dra. Nou as ons kyk na die woordeboek, die WAT en die HAT woordeboek, jy weet ons wette loop uitlê en sulke goede, dit is dieselfde as wat ons nou hermeneutiek doen, wanneer ons die Bybel uitlei. Kyk ons eerstens na die gewone woordeboek betekenis. Nou in hierdie geval moet ons dit waarskynlik nie volg nie, want die woordeboek betekenis van die woord kruis, iemand wat sy kruis moet dra, daai sinsnede is 'n persoonlike skeet van een of ander aard wat jy moet loop verdra. So, ek kan onthou toe ek geleer spring uit met valskerms, het hulle leer jy uit die aapkas hy spring, was ek bietjie voor op die waan, as ek heel eerste, en die dag toe ons moes spring, toe sê die sammajoor vir my, Strydom, jy spring eerste. En toe ek daar sien hoe hoog het daar uit is, nou hulle vat jou met daai groot vliegtuig, dis ek dink is die C-130 is die groter een. Toe ek sien hoe hoog het daar uit is, toe sê ek nie, ek moet dalk besluit om tweede te spring, het ek eers sien wat in die eerste ou gebeur. En ek vra vir die sammajoor die langs my, nou het jy so 'n tokkeltoutjie wat jy hier aan 'n draad hak. So as jy spring, dan trek jy outomaties jou valskerm oop. Ek sê vir hom, sammajoor, kan ek tweede spring? Hy sê nee, dis alright. En ek maak daai toutjie los, die volgende oomblik toe knak hy my knie en daar gat ek. En daai valskerm maak nie oop nie, hy begin so te draai en ek het nou later, ek soek die noodvalskerm en nou dink 'n mens daai tyd, wat sê jy dink aan al jou sonde, sê hulle. Dis nonsens man, jy soek net die ding om die ding oop te maak. En die aarde sien jy kom nader. En toe opeindelik, dis ek nog vandag hier is, kort voor lank te maak albei daai goede oop gelyktydig. En ek lê toe in 'n mielieland en ek dog ek is verlam want ek kan my nek nie draai nie. Toe sit die luitenant wat my staaldak so in die grond aan vastrap en ek hoor toe ek het alles verkeerd gedoen. Nou jy mag nie, hulle skop jou van daai kursusse af as jy sê jy het een of ander skeet, né? Soos daai skeet wat jy bly doodstil. En ek my been seer gemaak tot vandag toe as ek lank staan, dan gaan hy heeltemal dood. Dis my skeet. Is dit wat hier staan? Is dit wat die Jesus hierso sê as hy sê jy moet jou kruis dra? Dit het absoluut niks daarmee te doen nie, natuurlik nie. Het ek nou weer teruggegaan. Het ek net kyk op die notas. Ja, ons kan teruggaan na daai en toe. So daai het dit niks daarmee te doen nie. Wat Jesus hier bedoel is natuurlik, ek dink die twee loop in mekaar in. Hy sê jy moet jy koste gaan loop bereken voordat jy in hierdie oefening betrokke raak. En deel van daai koste wat jy moet bereken, jy moet besef dat jy rebel word teen die regering van Satan. Gaan lees die Nuwe Testament, dit sê Satan is wat van hierdie aarde. As jy in die hof verskyn, dis 'n mate van eerbied, dit het niks te doen met God nie, dan noem jy daai edeldierbare wat daar voor staan, in Brits, my Lord, in Afrikaans, dan sê jy vir hom, jy eer hulle. So daardie man wat daar voor staan, die Satan is die God van hierdie aarde. Hy is die baas hierso. En hy gaan dit vir jou baie moeilik maak. Kom ons kyk na twee voorbeelde daarvan. Deel hiervan is dat u sal moet besef dat die lewe vir u op hierdie aarde nie maklik gaan wees nie. En as ons kyk na die twee voorbeelde daarvan, kry ons dit natuurlik in Romeine 8 vers 35 tot 39. Die van u wat kan blaai gou daarheen. Ek sien ek het die 15 minute, ek het 5 minute oor, so ek gaan nou sal jy moet vashou, ek gaan nou die reeks gooi. Vinniger praat. Wat sê Paulus daar? Hy sê, wie sal ons skei van die liefde van God? Verdrukking of benoudheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of die swaard, soos geskrewe is, om u ontwil word ons wat gedoen. Die hele dag kry ons pak slaag. Die hele dag. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker dat geen dood of lewe, engele, owerhede, magte, teenwoordig of toekomstige dinge, hoogte, diepte, skepsels ons kan skei van wat nie. Ons het volgende in die Sabbatskool gehoor, God is primêr liefde, niks kan ons van sy liefde skei nie. Nou moet ek net hier 'n tussenwerpsel gee. Wanneer ek vanoggend gesê het, so
parkeer net hierdie gedagte een kant. Ons gaan net hier op 'n kant aan. Want ek vanoggend gesê het, ek reken God het die mens geskape om die sondeprobleem op te los. Het ek nie gedink hy het die mens geskaap net om die Satan 'n punt te wys nie. Hy het sy liefde uit, het hy 'n plan bedink, die plan van saligheid, om sonde in die heelal uit te wis. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander tyd. Maar hierdie gedeelte van Paulus kan ons sê, dis als goed Paulus, hierdie is 'n akademiese oefening. Dis jou oortuiging hierdie. Maar ongelukkig, of baie gelukkig, ongelukkig vir hom, maar gelukkig vir ons, gee hy 'n verslag van hoe hy hierdie fisiese stryd beleef het. Waar staan dit in die Bybel? U wat die Bybel so resiteer. Dit staan in 2 Korintiërs 11 vers 24 tot 28. Wat sê Paulus daar? Ek gaan dit weer eens vrugtig vir julle lees. Dis die tweede gedeelte. Daar op die bord, die van julle wat dit kon gelees het, kon gesê het ons kan goed lees. Moenie ons intelligensie onderskat nie. Is jy nog met my? Paulus sê 5 maal het die Jode van die Jode ontvang 40 hou op een na, hulle het hom in 'n ander bloedgroep ingeslaan. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het 'n skipbreek gelei, en dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis in gevare, riviere, gevare van rowers, gevare van die volk en gevare van die heidene, gevare van die stad, in die woestyn, gevare op see, gevare op valse broers. Kom ons steek dit 'n bietjie daar vas. Ons het vanmôre gehoor ons kerk is onder beleg, en dit is so. Van ek by die konferensie gekom het 2019 tot nou het ek heeltemal grys geword. En die rede daarvoor is, een van die primêre redes daarvoor is, ek sien ons kerk uit alle hoeke uit. Ek sien die goed en ek dank die Here daarvoor. Ek sien die kwaad en ek is baie hartseer daaroor. Maar baie keer word my departement gevra dat ons nie net 'n beskermende bediening het nie. 'n Beskermende bediening beteken ons beskerm die kerk in alle opsigte. En dit is wat my departement doen. So ons kyk na die kerk en ons pas die kerk op in baie opsigte, maar daar is ook 'n tyd wanneer ons die polisieman moet wees, die aanklaerwerk moet doen. Daar is 'n tyd wanneer ons die afdwinge moet doen, enforcers sê die Engels. Ons is die wetstoepassers. En daar kom ook 'n tyd wat ons genade moet betoon aan mense. En daar moet sogenaamde, die Britte gebruik die woord restorative justice, herstellende geregtigheid plaasvind. So ons kan nie mense slaan en tot hulle nou nie meer daar is nie. As 'n ou pak slag gekry het, is dit goed en wel, maar dit moet altyd gepaard gaan met daardie pragtige gedeelte wat die Here vir ons geleer het. Wat sê Ellen White oor Lukas 14? Die van julle onthou wat daar is, kom ons probeer daai gedeelte, dat ek my beste Brits probeer. Julle weet natuurlik ek praat Brits in selfverdediging. So hou by my. To us as well as the disciples, Christ has given the work of carrying the truth to the world before engaging in this great and aggressive warfare. Ons het vanoggend gehoor van die groot stryd, die groot konflik waarin ons is, upon which eternal results depend. Christ invite all to count the cost. He ensures them that if they take hold of the work with undivided hearts, giving themselves as light bearers to the world, if they will take hold of his strength, they will make peace with him and obtain supernatural assistance that will enable them in their weakness to do the deeds of the omnipotent. If they go forward with faith in God, they will not fail nor become discouraged, but will have the assurance of success. Infallible success. Ek lees die groot stryd, en ek gaan net weer 'n tussenwerpsel hier gee. By Helderberg toe ons studeer het, dan studeer ons die inleiding tot die Introduction to the Writings of Ellen White. Jammer, die goed is als in Brits. En ek is daar in die onderkant van die biblioteek, die teologiese biblioteek is 'n kelderverdieping af, en ek weet nie of hy nog daar is nie, en reg oorkant hom is die Ellen G. White Navorsingsentrum. En ons die volgende dag moet ons nou die eksamen skryf vir die writings van Ellen White. En ek is in die biblioteek en ek kyk na iets anderster, en een van die kollegas vra vir my daar, gaan jy nie die goed studeer nie, dis 'n verskriklike klomp werk. Ek hoop nie dit was Dennis wat daar met my gepraat het, maar in elk geval. En ek sê, as ek nog 'n druppel van Ellen White inkry, kry ek reumatiek. En toe ek so kyk,
Toe staan Dr. Isak van Sail daaronder en hy is die baas van hierdie oefeninge. En hy sê, ja, ek wonder hoe gaan jou eksamen deurkom. Ek sê met genade, genade. Maar gaan lees die groot stryd. Ellen White sê in die groot stryd, dat engele op baie geleenthede in oorloë aan die voorpunt saam met mense, die Christene geveg het. Dit beteken daar was 'n aktiewe deelname in die geveg. En dit gaan my verstand te bowe so, jy moet baie keer kyk, die engele, sê die Here, is kom baie keer in mense gedaante. En die persoon wat hier langs jou staan is dalk 'n engel. Ons moet versigtig wees om dit te kyk. En dan die verdere vereiste is, die Here sê, wat is die verdere vereiste? Wie kan dit nog onthou? Na jy jou goedjies moet begin tel, en hierdie is deel van die koste wat jy moet tel, moet jy al jou goed loop weggee. Nou hoe het Jesus dit toegepas? Ek wil vlugtig, heel met vlugtig daarna kyk. Die ding sit 'n bietjie vas, ook druk verkeerde knoppie. Verskoon tog? Gaan hy nou weer gaan? Daar gaan hy. Daar staan dit, ja. Lukas 14 vers 33. So kan niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. As hy. Nou hoe pas Jesus hierdie goed toe? Daar's natuurlik 'n pragtige verhaal en u ken dit, Matteus 19 vers 6 tot 23. Ons kry daar die verhaal van die ryk jong man. Nou ek wil hê jy moet mooi oplet na die aard en inhoud van hierdie gesprek wat daar plaasvind. Hier kom 'n ryk jong man na Jesus toe. Hy sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Wat is Jesus se antwoord? Jy moet die 10 gebooie onderhou. En hy sê, nee, ek doen daai goede, ek het al daai goed, daai triks ken ek goed. En ons moet mooi luister, want Jesus spreek hom nie teen nie. Hy sê vir hom steeds niks daar rondom nie. Hy vereis, hy sê, eintlik sê hy vir Jesus, ek is 'n goeie sabbatariër. Nee, ek lees Ellen White gereeld. Ek ken al hierdie goede. Maar Jesus sê vir hom nou niks verder nie, maar hy sê toe, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus sê, gaan verkoop jou goede, gaan verkoop al jou goede wat jy het, gee dit vir die armes, kom hier en doen wat? Volg my. En Ellen White sê, die man was baie ryk, en Jesus het hom jammer gekry, want hy het weggegaan en gehuil. Hy was baie hartseer gewees. Hier kry ons, by hierdie adres, kry ons die onderskeid tussen wat bekend staan as bewonderaars en disippels. Hierdie ryk jong man was 'n bewonderaar van Jesus Christus. Hy het nie betrokke geraak nie, hy het van 'n afstand af gekyk. Om 'n disipel van Jesus te wees, moet ons so 'n intieme verhouding met hom hê, dat alle dinge wat in stryd met ons verhouding met hom is, moet ons wat sê? Wat is daai mooi vloekwoord? Masheu. Ons moet afskie, haat. Enige iets wat in stryd is met ons verhouding met Jesus Christus, moet ons haat. En hierdie man het dit nie gehaat nie. Ellen White sê ten aansien van hierdie ryk jong man, as jy my net sal vergun, dit is 'n bietjie ver op daai bord te lees daarvoor. Ek sal graag op my notas lees, maar u kan volg op die skerm. Ellen White sê ten aansien van hom, the lover of self is a transgressor of the law. He, the young man, professed to have kept the commandments, but he was destitute of the principles which is the very spirit and life of them all. He did not possess the true love of God or man, the true love for God or man. This want was the want of everything that would have qualified him to enter the kingdom of heaven. In his love of self and worldly gain, he was out of harmony with the principles of heaven. He wanted eternal life, but he would not receive into his soul that unselfish love, which alone is life. Hier is hartseer woorde. En dit bring ons by Johannes 6 uit. Ek wil hê ons moet na Johannes 6 kyk uit die perspektief, het ek vanoggend gesê, die van die wat kon geluister het toe nog, dat ons dit uit die perspektief van disipelskap kyk. Nou, ek kry nie baie geleentheid met om by die kerke te wees nie. So wanneer ek my kans kry, moet ek my katekisasie les gee. Ek het gesê daar 70 verse, so ek sien is so 5 voor 12. Jy sal maar hier moet gereed maak vir 2 uur se kant.
Nee, kom ons gaan vandag deur hierdie gedeelte. Jesus sê hier, die vereiste is hierso, Jesus moet deel van jou DNA word. Nou kom ons volg hierdie verhaal. Ek wil hê jy moet my sê, terwyl jy hierna kyk, hoeveel wonderwerke hier plaasvind. Jesus neem waar, hier is 'n skare van 5000 mense, hulle is honger, uiteindelik gee hy vir hulle, hoeveel brode was daar, hoeveel visse? 2 visse, 5 brode, en hy gee vir hulle kos, en hulle samel in, en daar's 12 mandjies oor daarna. Ons kry die kernvereiste van disippelskap hier, en hier is 'n verstommende wonderwerk wat hier plaasvind. Nou Jesus hulle kos gegee het, sê hy 'n paar goed, hy stuur die skare weg, hulle wil eers nie gaan nie, hy stuur sy disippels om oor die see te vaar, jy kan later hierdie verhaal lees, en hy gaan na die berg toe, en toe die skare hom soek, toe doen hy sy verdwyn sy triks, skielik loop hy tussen hulle weg, ek hoor iemand het op 'n stadium gesê, dis die Houdini triks, maar Houdini het net uit strikke uitgekom, die man is verdwyn, Jesus verdwyn. En hier is dit, hoeveel wonderwerke het ons nou al waargeneem, wie van u het dit gesien? Kan dit later gaan lees. As jy tot sover gelees het, sal jy sien, daar was minstens 5. Maar volg dit maar weer. En terwyl hulle in die aand uitvoering gee aan Jesus se bevel, klim hulle in Petrus se boot, en hulle vaar oor na Kapernaum toe. Die ander kommentare sê, die pad waar hulle gevaar het, of die weg is Kapernaum. En hulle is so 3 of 4 kilometer, en die storm is erg, en hulle kan nie voortgaan nie, en hulle roei laat hulle bars. En skielik hier kom Jesus oor die see aangeloop, maar hulle weet nie dis Jesus nie, hulle sien hom aan vir 'n spook. En hy sê vir hulle, moenie bevrees nie, dit is ek, en toe laat hulle hom toe in die boot. Joh, hier is 2 wonderwerke wat gebeur. Skielik is hulle aan die ander kant, toe Jesus inklim, en die see is stil. See raak stil, en hulle daag by hulle bestemming op. Nou hierdie wonderwerke wat hier plaasvind, die 2 wonderwerke dien as 'n brug tussen die voeding aan die een kant van die 5000 en natuurlik die daaropvolgende gebeure. Vroeg die volgende oggend, toe's daai skare aan die roer, die gepepel is aan die roer. Hulle soek vir Jesus. Hulle sien Petrus se boot is nie daar nie. Hulle spoor hom op. Hy's aan die ander kant van by Kapernaum, en hulle kom daar by Jesus aan. En toe hulle by Jesus aankom in Kapernaum, toe sê hulle, hulle is nou, môre Jesus, hoe gaan dit? Ja, hulle is nou reg vir breakfast. En Jesus sê vir hulle in soveel woorde, julle volg my omdat julle daai wonderkos geëet het van gisteraand. En nie van my wonderwerke nie. En dit bring ons by hierdie pragtige gedeelte hier, wat hier plaasvind. En hy sê vir hulle daar, maar ek wil vir julle sê, julle moet nie daai kos soek nie, want julle gaan weer honger raak. Julle moet kos soek van die ewige lewe, wat vir julle krag gee. Hulle sê, gee vir ons, gee, ons wil dit hê. En Jesus sê vir hulle, daai kos wat julle moet kry, julle moet my bloed drink, en my vleis eet. Nou moet jy vir 'n Jood loop sê, hy moet so iets doen, né? Dis ons nou totaal hier teen die dieetkundige reëls van hulle in, nie teenstaande rein en onrein, niemand eet 'n mens nie. En sy disippels gaan lees daai gedeeltes, hulle sê nee, hierdie is te erg vir ons. Net soos die disippels gedoen het toe Jesus vir hulle gesê het, jy moet jou broer, jou suster, jou vrou, jou kind en jouself haat. Meseo, hulle het omgedraai en hulle het weggeloop. Nie vir ons hierdie nie, dis bietjie erg. En Jesus vra toe daar, die 12 disippels bly oor, hy sê, en julle rakkers wat hier staan, gaan julle ook nou verdwyn. En Petrus praat daai wonderlike woorde, wat is die woorde? U het die woorde van die ewige lewe, waarheen sal ons gaan? Waarheen sal ons gaan? En dit is hier waar die belangrike gedeelte is, wat ons baie keer mis in ons eie lewens. Ons mis dit, omdat ons nie hierdie goed te verstaan nie. Ons gaan baie keer meganies om met die nagmaal, ons doen die sakramente, ons eet die nagmaalbrood, en ons drink die nagmaal druiwesap en die wyn daarmee saam, maar ons verstaan nie wat Jesus hier sê nie. Jesus sê, ek moet deel van jou lewe word. As mense na jou kyk, moet hulle my sien. Nou wonder ek baie keer, né? Ek kan dit van min sê met oop oortuiging, ek het baie eksamens geskryf, en ek het nie een van daai eksamens gedryf nie. Ek het een hergekry. Want ek het papnat gereën, 'n klomp verduidelikings, maar ek het toe die hergekry. Internasionale privaatreg.
En toe ons die internasionale privaatreg kry, toe kom ek agter, ek het te veel eksamens, ek moet 'n paar van hierdie goed as mondelinge vat. Toe ek in die mondelinge eksamen kom, wie sal nie daar sit nie? Mevrou Erasmus, en sy is die een wat gesê het vir my, aanvanklik, voordat ek die kleiery gehad het, sy gesê, jy kan nie 'n skrif hier indien nie, chicks 0 vir jou. En toe ek vir haar sê, ek kan nie 0 gee vir my werksopdrag nie, toe sê sy, okay, ek sê jou 60 gee, ek kan eksamen gaan skryf. Ek sê, nee, jy, mevrou, is gediskwalifiseer, jy is voorbeoordeel, jy moet uit. En die professor wat daar voor sit, Nicole, sê toe, hy sê toe, ja meneer, maar jy's ernstig. Ek sê, as ek hierdie eksamen nie deurkom nie, merk julle hierdie vraagstel in die teenwoordigheid van 'n regter. Ek vat julle op hersiening. Sê, joh, maar jy is aggressief. Ek het nie een eksamen gedryf nie, maar daar is baie eksamens wat ons in die lewe dryf. En wat hierdie gedeelte vir ons vra is, ons moet in die oggend 2 uur, ek weet nou, ek is 'n ou man, so moet dit nou nie vir almal vertel nie, maar as daai niere jou druk, dan is dit tyd om oor jou sondes te loop dank. Watter eksamens het jy nou nie deurgekom vandag nie? Hoe het jy in die publiek opgetree? Het jy opgetree soos 'n kind van die Here, of het jy opgetree soos een van die gesande van die duiwel? Ons het vanoggend gehoor, daai fariseërs is gesande van die duiwel. Hulle dink hulle doen die regte ding, maar dit is die mees verkeerde ding. Hoe verdwaal is 'n persoon wat nie weet hy's verdwaal nie? Klink amper ek moet nou stil bly, want my baas sal altyd sê, vra vir die mense die pad. Ek sê, nee, ek ken die pad. Maar ry ons so in die ronde. In die GPS het ons hier, vorige keer toe wil ons hier kom kerk hou by julle, en ons is vroeg by die huis weg, maar daai GPS laat ons om hierdie kerk ry, tjik, 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 tjik. En toe vanmôre toe ons op pad is, ons is net daar by daai een robot kom te sê, ek dink is hierdie robot wat moet draai, maar die GPS sê reguit ons, sê, daai vrou verlei jou. Draai. En daar sê sy na rukkie 600 meter links, sy sê, ja, dis die regte pad, nou is ons op die regte pad. Luister na die vrouens, terug na hierdie spoor toe. Dis dan tyd 2 uur in die oggend om te dink, waar moet ek aanpas? En dit is wat Christelikheid is. En die Here het ons as kognitiewe wesens geskape. Ons is die enigste dier wat in staat is om 'n kognitiewe besluit te maak en ons handelinge ooreenkomstig ons insigte in te rig. En dit, sê die reg, is basiese, broer Anton, aanspreeklikheid. Jy moet tussen reg en verkeerd kan onderskei in jou handelinge teenoor jou ooreenkomstig jou insigte inrig, en ons kan dit doen. Dit vat baie keer moeilik, want jy moet baie keer teruggaan na iemand toe en vir daai persoon sê, man, luister, ek vra verskoning, ek het bietjie onnodig opgetree, of maak die goed reg. En baie van die goed wat ons saam gerafel het, kan net God vir ons ontrafel. Dis wat die groot verskil maak. So, die laaste uitdaging wat ek wil by jou gee, ek is 5 minute oor, ek gaan hierdie een vinnig doen. Die laaste uitdaging gaan ek nie vir u lees nie, wat is die 7de een sê? Jy moet wat doen? Disippels gaan loop maak. En ek gaan nie van u lees nie, u kan dit later gaan lees, Matteus 28 vers 19, die eerste nooiinspreek wat ek gegee het, nadat ek teruggekom het in die bediening, was in Middelburg gewees. My grootste ondersteuning, en ook my grootste kritikus, is my jongste dogter. En sy is saam daar gewees, en ons ry in die kar, en sy so stil, sy sê, papa, wat 'n Bybel het jy vandag gelees? Ek sê, my kind, ek hou maar by die 33 vertaling, en ek wil sommer 'n lesing daaroor gee, want dit is die manne wat nog geweet het, en hulle, dis nie vertaling nie, is oorgesit, sy sit en luister na die lesing, sy sê, ja, maar van wanneer af het Matteus 29 hoofstukke? En ek nog myself, ja, so gaan dit ook by ons almal verby, né? So ek gaan nie vir julle lees, Matteus 29, 28 vers 19. Gaan en maak disippels. Ek gaan nie 'n verhaal vertel, en dan is ons amper by die einde. Daar's 'n polisieman daar in Engeland, en jy weet, hulle trek mos nou vir elke geleentheid, hierdie Britte, die manier, met alle respek, hulle trek vir elke geleentheid iets anderster aan. En die man is van diens af, en hy het 'n mooi sweetpak en klere aan, en hy loop daar langs die Theemsrivier, en toe sien hy daar's 'n ou wat in die water loop sukkel. Hy's 'n goeie swemmer, en die ou sien hy spartel, en die ou gaan hom verdrink, maar hy dog nee, daar staan 'n klomp skare op die kant, hy gaan hulle nie help nie, daar's genoeg mense daar rond, en hy loop. Toe hy sy oogies uitvee, toe word hy, tesame met hulle minister van polisie gedagvaar, en daai saak is in 1944 gerapporteer. Dit is die beslissing van Borjo versus Young. Kom ons kyk of ek dit op hierdie bord het. Ek sal nou 'n bietjie moet fast forward, want julle wil huis toe gaan. Ek kan nou nie sien op die bord nie.
As ek verby, o ja, daar is hy. Borio versus Young. En die regter wat daar voorgesit het, uit die meerderheid uitspraak gegee, sy naam is Wright. Lord Wright, soos hy hom na hom verwys het. Hy sê, a duty to rescue is not special or subject to peculiar restrictive rules. It is simply a duty to act reasonable, and such duty may arise out of the circumstances of the case. It will be for the court to decide in each case whether the circumstances are of such to give rise to a legal duty. En hierdie beslissing is oorgevat in die Suid-Afrikaanse reg amper net so. En dit is gerapporteer in, broer Anton, waar sit jy? Staat versus Ewels. En daar in Staat versus Ewels was daar 2 polismanne wat in 'n polisiestasie gesien het hoe 'n polisman wat van diens af is, 'n lid van die publiek aanrand en hom so 'n bietjie in 'n ander bloedgroep inslaan. En hoofregter Ranf het voorgesit en jy kan dit nagaan. Die verwysing is daar is 'n 1975 beslissing van die Appelhof. Hy sê as uitgangspunt word aanvaar dat daar nie in die algemeen geen regsplig op 'n persoon rus om te verhinder dat iemand anders te skade ly, al sou so 'n persoon maklik kon verhinder dat die skade gelei word en al sou van so 'n persoon verwag word om uit suiwer morele gronde dat hy daadwerklik optree om die skade te verhinder. Ons gaan dit ook verder. Ook word egter aanvaar dat in sekere omstandighede daar 'n regsplig op 'n persoon rus om te verhinder dat iemand anders te skade ly. Versuim hy om daardie plig uit te voer, ontstaan daar 'n onregmatige late wat aanleiding kan gee tot 'n siviele eis of strafregtelike vervolging. Nou gaan jy vir my loop sê, nou wat het hierdie sake te doen met ons wat hier sit in die evangelie? Baie meer is wat u dink. As sine qua non moet u 'n onvoorwaardelike verhouding met die Here hê. Hy vra van u dat u moet wat doen? Alles wat met in stryd kom met u verhouding met hom, moet marcheer. U moet bereid wees om die kruis te dra. U moet die koste bereken. En dan moet u wat doen? Alles prysgee wat in stryd is met Jesus Christus en met hom meeding. En u moet hom deel van die DNA maak. En dan hierdie laaste vereiste sê hy, jy het die verpligting om ander mense van hom te vertel. Nou, kom ons kyk na wat Esegiel stel. Hy stel hierdie selfde regsplig op in strafregtelike terme. Ek lees vir u Esegiel 3. Kom ons kyk of hierdie miskien nog werk. Esegiel, ek dink ek het hom uitgelaat want daar is hy. Kom ons gaan terug. Daar is hy. Esegiel 3 vers 18 sê, as ek aan die goddelose sê, dit is God wat hier praat, jy sal sekerlik sterwe, en jy mens, jy waarsku hom nie, en spreek hom nie om die goddeloosheid van sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar wat gaan ek doen? Ek gaan sy bloed van jou hand kom vra. Dis 'n bietjie harde woorde hierdie. Die laaste gedeelte, vers 19 sê, maar as jy die goddelose loop waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy sal jou siel red. Dis 'n bietjie moeilik hierdie. So daar's 'n verpligting op ons, en ek wil dit nie die skuldlas te groot maak by die adres nie, maar wanneer jy in aanraking kom met mense, en die Heilige Gees druk op die hart, om die evangelie aan daardie persoon te verkondig, moet tog nie brieke aandraai nie. Moet tog nie nou versigtig wees nie, en moet nog nie nou sê, ek gaan op tone trap nie. Dis dan die geleentheid om jouself te regverdig, en daardie persoon van Jesus Christus te vertel. Laat ons hierdie uitnodiging van Christus aanneem vandag. Ek weet ek het dadels na u adres toe gedra, maar dit is 'n daaglikse noodsaaklikheid, want hier is ons probleem, ons kernprobleem, ons verstekposisie, en ons default is na sonde toe. En Hebreërs 2 waarsku ons, dat ons eenvoudig deur net te versaak, kan loop wegdrywe. So dis 'n daaglikse werk, soos wat u werk aan die verhouding vir u vrou, soos wat u gevry het na u nooi aanvanklik, en toe later u vrou, en daai verhouding in stand hou, moet u daagliks u verhouding met God in stand hou. Hy moet deel wees van u DNA, sodat soos broer
Dennis vanoggend gesê het, dit is nie as gevolg van die klompe verpligtinge wat op jou rus dat jy iets nie wil doen nie. Dit is juis omdat jy dit nie wil doen nie en dit nie deel van jou DNA is nie. Mag die Here ons elkeen seën terwyl ons wandel in sy weg en ons wag op sy wederkoms. Kom ons sluit ons oë. Ons Heilige Vader, ons kom dankbaar na U toe. Dankbaar dat U die evangelie vir ons gebring het. Dankbaar, Here, dat U lewe vir ons gegee het. Help ons om onsself onvoorwaardelik aan U elke dag toe te wy. U saak en U werk, Here, dat ons gedagtes in ooreenstemming met U gedagtes sal wees. Dat ons in vennootskap met U sending sal wees en dat ons so sal lewe, Here. As ander na ons kyk, dat hulle graag soos ons sal wil wees en U sal wil sê, as dit is hoe Christene optree, wil ek nie 'n Christen wees nie. Wees ons genadig, Here, en waar ons in die verlede verkeerd opgetree het, wil U die groot geneesheer ook in daardie handelinge wees. Ons vra dat U elkeen sal seën wat hier teenwoordig is. Ons bid dit in Jesus se groot en heilige naam. Amen.